verlede week het ons gepraat oor somer, wat die beste, lekkerste, amazingste tyd in jou lewe is. Is daar iemand wat dalk hierdie week 'n somer beleef het? Ag, prys hom. Julle die van julle wat nog nie daar is, die hang net aan 'n takkie. Die Springbokke het gister 'n somer belewenis gehad, het julle dit agtergekom, is vreeslik snaaks. Nou gaan ek net na die game, net na Habana daai storie gedoen het, nou gaan ek op Facebook en ek kyk of daar nou ewe skielik nuwe grappies gaan opkom, want onthou julle verlede week, dis dit net sushi grappies, en ons moet pas op vir hierdie pad signs wat sê daar's 'n rooi kol op, want dit is 'n gevaarsone, want dit lyk presies soos die vlag van die mense teen wie ons verloor het. Niks nuwe grappies nie, nie een nie. Daar word net gesê, ons moet nou braai, die vuur is hoog, en nou kan ons maar weer die groentreie dra, en nie skaam kry nie, ons kan nou maar die sushi stokkies by die huis los. Maar, ons het gepraat oor somer, en hoe lekker die tyd is. En hoe baie keer ons somer vir ons as Christene so kort voel, want in die somerseisoen verloor ons fokus op die Here, ons stap weg van hom af, ons dink ons is okay, en dan ewe skielik kom ons agter, en die somer is nou verby. En die seisoen hou nie so lank nie. En toe praat ons bietjie verlede week daaroor, dat hoe jy jou somerseisoen kan verleng, mits jy naby die Here bly. En nog steeds aan jou verhouding met die Here werk, as jy in daardie seisoen is. Nou ek gaan vanmôre vir julle 'n prentjie wys van blare, het julle hom? Hy gaan nou opkom. Ek dink julle het hom gesien terwyl ons gesing het, was daar so 'n prentjie van groen blare. Ja. Nou julle, vandat ek so groot is, ek is met prentjies oor die kop geslaan, ek verstaan niks anders nie, in wiskunde het hulle nie prentjies gebruik nie, so dis hoekom ek dit nie gehaat het nie, en dit ook nie verstaan het nie, want die prentjies wat hulle geteken het, is maar baie stupid. Dit is altyd 'n driehoek of 'n vierkant of iets, en dan moet jy 'n volume goed uitwerk, wie wil dit doen? Geef vir my lekker mooi prentjies. Nou ek het vanmôre vir julle hierdie prentjie, want terwyl ek aan die Kaap sit, ek het met 'n vreeslike bomskok agtergekom dat dit die plek is waar ek ook eendag wil graag aftree. Ek love daai mense. Ek moet nie lank met hulle praat nie, want dan ewe skielik dan begin ek die aksent ook op te tel, en ewe skielik dan hek en bekke ek ook. Dis vreeslike lekker storie. En dan as ons sing, die Here is groot en ons aanbid hom. Dis lekker, ek is mal oor daardie mense. Maar terwyl ek daar sit, nou het ons aftye en ek vra vir die Here, Here, praat met my oor herfs, praat met my oor waaroor kan ons praat, wat kan ek met die mense deel, en die Here gee vir my hierdie prentjie. Nou die slim mense met die wit brille en die wit baadjies en die dik brille, het nou al met science uitgevind, dat 'n blaar is groen, 'n groen blaar bevat chlorofill, né? Die groen pigment wat verantwoordelik is, die groen pigment wat in hom is verantwoordelik vir die opneem van lig en gebruik van fotosintese. Nou net voordat jou brein in overdrive gaan en bietjie in die argiewe gaan soek van wat is fotosintese nou weer. Raak kalm, kom ek maak dit vir jou eenvoudig. Eenvoudig. 'n Blaar is groen as hy aan 'n boom vas is. Verstaan ons dit? Ek gaan dit nou weer sê, want dit lyk vir my paar van julle het nou nie gevang nie. 'n Blaar is groen as hy aan 'n boom vas is. As hy nie aan die boom vas is nie, gebeur dit met hom. En ek sit by die Here en ek vra vir hom, Here, ek verstaan hierdie, ek kan verstaan waarheen u wil gaan met hierdie, maar wat is dit wat u werklik vir ons wil sê? Wat wil u vir my sê? En julle, ek sit voor my rekenaar en ek's besig om te werk, en die Here begin met my praat, en soos dat hy met my praat, begin ek dit neer te skryf. Ek wil graag vir jou lees, en ek wil hê, vir 'n oomblik, maak dit jou oë toe. Ek wil nie hê jy moet fokus op iets anders, en ek wil hê, luister na dit wat hy vir ons wil sê. Dit was nie vir my gesê nie, dis wat die Here vir ons wil hê, en ek wil net hê, jou aandag moet nou op hierdie woorde wees. In somertyd, wanneer alles goed gaan, is daar soveel van my kinders wat besluit hulle kan dit alles, die lewe, op hulle eie krag en mag doen. Vir 'n paar dae lyk dit asof hulle nogals regkom. Want as jy hulle na hulle lewens kyk, na hul kleur, dan is dit nog steeds groen. Na 'n paar weke kom jy agter dat hulle kleur stelselmatig verander,
want waarvan hulle vol was, is besig om al hoe minder te raak. Soos wat hulle is, flous hulle die om hulle, dat hulle nog steeds fyn is. Hulle woon nog kerk by, hulle is soms betrokke by 'n huissel, maar hulle is nie naby my nie. Hulle verhouding met my word al slegter en die kleur van hul lewens getuig daarvan. En ek sit met hierdie woord en dit ruk my tot stilstand, want ek besef toe dadelik hoe baie keer was ek al in hierdie situasie. Hoe baie keer het dit al met my goed gegaan, ou mat, dan lyk ek soos hierdie groen blaar, niks is fout met hom. Dit lyk vol lewe, daar's iets wat aan die gang is, dit lyk mooi. Ek meen as julle net so by die vensters uitkyk, dan sien julle groen daar's iets mooi daaraan. En sodra dit goed gaan, en sodra ek voel, wie ek is nou, my verhouding met die Here is sterk, alles is fyn, dan dink ek, maar ek kan dit op my eie doen. Ek is mos nou reg, ek hoef nou niks meer verder te doen nie. En dan val ek van die boom af. En vir die eerste paar dae lyk ek fyn. Maar kyk daar. Die eerste paar dae is fyn, alles is groen. As mense na my kyk, dan sien hulle die Here, hulle sien nog lewe. Daar's iets in my wat, dit getuig van hom. Maar na ruk, gaan die groen bietjie weg. Mense kom agter daarop, hy kom nie meer so baie kerk toe nie. Sy getuienis is nie meer, het is nie meer daar nie. Sy kleur verander nog 'n bietjie. Hy kom net een keer 'n maand nou kerk toe. Sy spandeer nie meer tyd in die woord nie. As sy praat oor haar verhouding met die Here, dan is dit asof sy die hele tyd in die verlede uit goed gaan haal. Daar's niks niets meer nie. Sy gaan verder. Hy gaan verder. En wat daai prentjie nou nie wys nie, net na die rooi, het julle al gesien, hy raak 'n blaar so bruin. En dan as jy aan hom vat, dan breek hy so in jou hande. En die Here praat met my en hy sê, my kind, is dit nie hoe julle baie keer is nie. Julle is soos hierdie blaar wat afgeval het. Julle dink julle flous mense met die kleur wat julle het. Om te sê, maar ek is nog nie bruin nie, ek is nog nie 'n dooie blaar nie, daar is nog kleur in my. Die Here vra vir my, ek het nooit beplan dat jy 'n rooi blaar moet wees, of 'n geel blaar moet wees, of 'n halfgroen blaar moet wees. Jy's 'n groen blaar, dis wat my droom en plan is oor jou. En al hoe jy 'n groen blaar kan bly, is as jy naby my is. En vir 'n oomblik staan ek stil en ek kyk na my eie lewe en ek wil graag hê jy moet gou vir die volgende 10 sekondes dit met jouself doen. Daar's 'n prentjie van blare, waar's jy? Hoe lyk jy in hierdie prentjie? As ons jou woorde moet wegvat en ons kyk net na die kleur van jou lewe, waar's jy? Hoe lyk jou lewe? Is dit 'n groen blaar? Is daar lewe in jou? Is jou verhouding met die Here sterk? Of het jy al begin 'n kleur verander? Waar's jy? Hoe lyk jy? Ek gaan nou vir julle 'n storie lees. En ek wil graag hê dat julle in die storie hou die blare dop en kyk hoe in hierdie storie hierdie persoon se lewe deur die kleure gaan. Lukas 15 sê, vers 11, om die punt verder te verklaar, het Jesus die volgende verhaal vertel. 'n man het 2 seuns gehad, die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Is daar enige paas wat al hierdie proses deurgegaan het, mag die Here jou help, want my pa sou vir my 'n klap gegee het, ou man. In elk geval, die pa het toe ingestem om sy goed tussen die 2 seuns te verdeel. 'n paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings en geld omskep na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkoos met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry te werk by 'n plaasboer en het hom die veld ingestuur om varke op te pas. Die seun het so honger geword dat hy selfs die pele wat die varke gevreet het, vir hom smaaklik gelyk het. Maar niemand het hom enige iets gegee om te eet nie.
Toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs by die huis waar hy gewoon het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe, en vir hom sê, Pa, ek het gesondig teen die hemel, en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word, en neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver weg was, hierdie is my die mooiste deel, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, om hom hels en genoem, en gesoen, ekskuus. Sy seun het vir hom gesê, Pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa, ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word. Hoor mooi wat sê sy pa. Maar sy pa sê vir die bediendes, gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring aan sy vinger en sandale aan sy voete. Ek slag die vetgemaakte kalf, ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood. En hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Kan jy die blare sien deur sy lewe? Hierdie kind het geen rede op hierdie aarde gehad om te moan of om te kla of om swaar te kry of niksie, want hy het alles gehad. Hy was 'n groen blaar. Daar waar hy was daar lewe, daar was nie probleme nie. Soos baie van ons te besluit, maar ek het mos nou hierdie krag, ek het mos nou geleer, ek het mos nou al die kennis wat ek moet hê, so kan mos nou op my eie wees. Nee, goed dan, toe gaan hy op sy eie. Kyk wat het in sy lewe gebeur. Is ek en jy nie so nie? Is ek en jy nie baie keer op daardie plek in ons lewens? Ons voel ons kan hierdie pad alleen stap, ons kan op ons eie wees. En dan op die einde, as ons dood, as niks meer hier binnekant my nie. Iemand het dit eendag so beskryf, dat jy is 'n glas wat die Here volmaak met sy lewende water. Jy kan net vir mense gee waarvan jy oorloop, nie waarvan jy vol is nie. Net waarvan jy oorloop. Want dit waarvan jy vol is, hou jou aan die lewe. Ja, agtergekom hierdie seun het oorgeloop, en soos wat die tyd aangegaan het, so die oorloop begin stop, en so het hy die water wat in die glas was, begin gebruik. Soveel sodat daar op die einde niks is nie. Kan ek vir jou sê, as jy vanmôre voel, jy is dalk die dooie blaar somewhere, daar is hoop vir jou. As jy net kom tot waar die besluit wat daai kind was, dat ek kan nie meer hierdie alleen doen nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek het niks meer in my nie. As jy op daai plek kan kom en sê, Here, ek kort U. Pa, ek kort jou. Kan ek vir jou sê, as jy begin terugstap, jy gaan nog eers halfpad wees, die dag gaan die pa van alle paas al na jou toe hardloop, want hy kan nie wag dat jy weer op 'n plek kan kom waar jy deel van sy lewe kan wees, dat jy weer tot lewe herstel kan word. Hy kan nie wag daarvoor. Is dit nie snaaks hoe baie mense so tevrede is om 'n gekleurde blaar te wees? Is dit nie snaaks hoe ons so baie tyd in die lewe kan spandeer aan hierdie middeldeel, aan die geel en die oranje en die bruin? Dis nie wat God vir jou beplan het nie. En dan, wat vir my so snaaks is, wanneer ons in hierdie gekleurde deel is, dan sal ons altyd sê, Here, maar hoekom is ek alleen? Hoekom help U my nie? Hoekom luister U nie na my nie? Here, hoekom kan ek U nie kry as ek U soek nie? Kyk na jouself, waar is jy? Jy's nie by hom nie. Jy's nie aan hom vas nie. Jy's nie naby hom nie. Maak eers die besluit. Daar's 2 beloftes wat die Here vir ons gee, wat ek regtig vandag vir jou wil vra om deel te maak van jou lewe. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê, gelukkig is die mens
wat nie loop volgens die raad van die goddelose of staan op die pad van sondaars of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hoor hierdie. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen is hy voorspoedig. Dis jou belofte, kind van die Here. Jy kan voorspoedig wees. Maar waar is jy? Jy kan nie voorspoedig wees nie, en ek is so jammer om hierdie vir jou te sê vandag, maar dis die realiteit. Jy kan nie voorspoedig wees as jy nie vas is aan die bron van lewe nie. Jy kan nie. Want waar gaan jou voorspoed vandaan kom? Wie gaan dit vir jou gee? As ons terugkom na daai plek toe waar ons vas is aan die Here, kan ons dit wees. Die tweede belofte is Efesiërs 3 vers 16 tot 17 sê: mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel wees en grond geves wees. Mag dit jy wees. Mag jy ontdek vanmôre waar jy is. Hoe lyk jou blaar? Wat is die kleur van hierdie herfsseisoen waarin jy is? Waar is jy? Mag jy besef vanmôre dat ek kort God. Ek kan nie sonder hom, want dan het ek nie krag nie. Jy kan nie sterk staan nie as jy nie by hom is nie. Dis hoekom hy sê, maak nie saak watter seisoen dit kom nie, die boom wat by die lewende water sal altyd bly lewe, want hy bly voeding hê, hy het krag die heeltyd, hy bly sterk, hy's gewortel aan die bron van lewe. Is jy vanmôre gekoppel aan die bron van lewe? Dis 'n eenvoudige vraag, dis 'n eenvoudige boodskap, maar waar is jy? Hoe lyk jy? Kan ek vir 'n oomblik vra dat ons oë sluit? Moenie fokus op die persoon langs jou nie. Vergeet van nou, vergeet van môre, vergeet van gister. Wees net gou 'n oomblik saam met my hier. Kry jou gedagtes om stil te word. Vra jouself die vraag vanmôre. Hoe lyk ek? Wat is die kleur van my lewe? Ek voel regtig in my hart terwyl ons oë so gesluit is. As jy vanmôre hier sit en jy het 'n behoefte in jou hart om weer op 'n plek te kom waar ek deel van God se lewe kan wees, waar ek deel van sy blessings kan wees, waar ek deel van sy krag, sy liefde kan wees. As jy so 'n behoefte het vanmôre, wil jy nie vir 'n oomblik nie jou oë oopmaak, asseblief hou dit gesluit. Jy nie vir 'n oomblik net jou hand in die lug opsteek. Dankie vir elke hand. Dankie vir die hande. Here, vanmôre staan ons nederig voor U, Here. Here, ons besef as ons na onsself kyk, Here, as ons eerlik is met onsself, Here, is daar 'n klomp van ons wat besef, Here, ons klere is nie reg nie. Here, ons is nie meer vas aan die bron van lewe nie. Here, ons het soos die verlore seun besluit om die pad op ons eie te stap. Maar Papa Vader, die storie eindig nie met die seun wat net weg is nie. Die storie eindig waar hierdie seun terugkom, waar 'n pa in afwagting vir hom wag om hom weer deel te maak van sy lewe, sodat hy weer in oorvloed kan lewe. Here, ek glo met my hele wese, dit is wat U vir elkeen van ons wil hê, dat ons ook in oorvloed kan lewe. Here, dat ons in 'n veilige plek kan lewe, dat ons kan lewe in 'n plek waar ons liefde kan ervaar, krag kan ervaar. En Here, vanmôre is daar 'n paar van ons wat ons hande opgesteek en sê, Here, my kleur is nie meer wat dit moet wees nie. Here, ek het afgewandel van die pad af. Here,
ek is nie waar ek moet wees nie. En Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat hulle hand opgesteek het. En Here, ek bid mag daar nou in die naam van Jesus iets in elke hart gebeur. Here, mag hulle u liefde, u lewende water ervaar, hoe u dit nou oor hulle lewens uitstort. Here, in my geestesoog sien ek hoe die beker water uitgegiet word oor hulle lewe, en hoe hulle daar soos 'n spons moet wees, en dit net indrink, en net deel maak van 'n lewe. Here, ek bid, mag ons vanmôre weer aan die boom van lewe gekoppel word. Dat ons kleur weer kan getuig van die grootheid van U. Dat ons kleur kan getuig van ons verhouding met U. Here, mag U in ons harte kom werk vanmôre. En dankie. Dankie vir die besluite wat vanmôre gemaak is. En Here, ek bid, mag ons as 'n familie vir hierdie mense bid. Here, mag ons hulle ondersteun. Mag ons hulle keer as hulle weer dalk wil afwandel. Here, mag ons hulle help. Mag U my help. Here, om naby U te bly. Want net dan en dan alleen kan ons 'n lewe in oorvloed leef. Here, dankie. U vanmôre met ons kom praat het, met ons kom deel het, oor 'n eenvoudige boodskap van 'n blaar. Here, mag hierdie woord in ons lewe, en waar ons uitgaan, Here, bid ek nou 'n blessing uit oor almal. Here, ek bid, mag U liefde ons omvou. Here, mag U krag ons versterk wanneer dit moeilik gaan. En Here, ons bid vir oop deure. En Here, waar ons nou in ons motors ook gaan ingaan en huis toe ry, Here, mag U hand van bewaring oor elke motor wees. En Here, mag ons lewens getuig, mag ons kleur getuig van U grootheid. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen.